Goeiemôre, good morning. So, vraag wat ek baie kry, veral van nuwe skutse wat met boogskiet wil begin en nie noodwendig weet wat en hoe en waar om te begin nie. Is 'n paar wenke vir julle. So, YouTube byvoorbeeld is baie vol van al die bestes en wonderlikstes en al daai klas van goed. Wat 'n mens baie die mekaar kan maak op wat jy as persoon sal kan skiet. En obviously budget is 'n groot deel van dit en nie net budget ook nie, maar jy weet presies wat jy as skut kan hanteer. Want veral ons mans, ons wil baie keer skiet wat jou buddy skiet, maar jy het nog nooit geskiet nie, en dis waar ouens hulle skouers seer maak en die gevoel met die boog wat jy koop, jou hele experience van boogskiet word deur daai eerste boog van jou gevorm. So as jy die verkeerde boog koop en jy kan nie noodwendig lekker met hom skiet nie, of hy pas jou nie mooi nie, is dit wat jy onthou en dit maak boogskiet vir jou baie lekker of baie sleg. Julle sal nie glo baie boë ek by ouens koop wat hulle 5, 6, 7 jaar terug gekoop het en hulle het 'n paar maande geskiet, nie reggekom nie, of hulle dink hulle het nie reggekom nie en het nooit weer geskiet nie. So as jy nuut is en jy nie weet wat om te skiet nie, is nommer 1 is om jou treklengte te meet, of iemand kry om dit vir jou te meet. Daar's so baie links op internet wat vir jou presies sê hoe om dit te meet, maar basies net staan teen 'n muur en laat iemand jou vingertip tot vingertip meet. Gedeel deur 2,5 plus minus 1, dit gaan vir jou indikasie gee van jou treklengte. Maar dit is ook nie 'n indikasie, want jy kan byvoorbeeld 'n half duim of duim korter of langer skiet en jy kan baie gemaklik wees daarmee. So dit hang baie af van die boog ook wat jy kry. Jou string angles en al daai klas van goed. So moenie gebruik daai as 'n indikasie, maar moet ook nou nie 'n duim en 2 duim korter of langer gaan probeer skiet nie, want dan gaan jy ook nie regkom nie. So op jou treklengte is dit dan baie belangrik eintlik om jou eerste boog 'n boog te maak wat kan stel. Baie van jou ouer boë, Bowtech, Matthews, van jou ouer PSE's, al die boog kan nie stel nie. Hulle is treklengte spesifiek. Wat dit beteken is jou cam is 'n spesifieke treklengte. So daai boog is dan net daai spesifieke treklengte. So as jy dan so 'n boog koop, gaan jy hom nie kan stel nie en hy gaan verkeerde treklengte vir jou wees. So maklik soos dit. En dan natuurlik jou ponde. As jy nuut is en jy het nog nooit baie geskiet in jou lewe nie, praat nou nie van een keer lank terug met jou buddy se boog nie, moet dan nie 'n 80 pond boog gaan koop nie, want jy gaan sukkel met hom. So daarso sal ek voorstel 'n boog wat daar ook kan stel. Weereens, baie van jou boë het net 'n 10 pond verstelling, so as dit 'n 70 pond boog is, kan hy effektief afgaan tot 60 pond. As jy bietjie speel met hom, kan jy nog 'n paar ponde afsny daarso, maar effektief het jy net 'n 10 pond speling. Wat dit ook nie noodwendig gaan regmaak vir jou nie. Want as jy nog nooit geskiet het nie, is dit altyd beter om op jou laer ponde te begin en jou op te werk van daar af. Want met boogskiet, al is jy 'n fikse man of vrou, wat gym en al daai klas van goetertjies, jou boogskiet spiere is ietsie heeltemal anders. Jy gebruik heeltemal anders te spiere om 'n boog te trek. Jou tegniek is heeltemal anders. So net om jou tegniek reg te kry, en natuurlik daai spiere te bou om die boog te kan trek, is dit baie beter om op 'n laer ponde te begin as op jou hoër ponde waar jy sukkel. Want as jy sukkel met die hoër ponde, al kry jy dit getrek, is die kanse dat jy dalk verkeerde maniertjies gaan leer, verkeerde tegniek om die boog te trek, gaan dan by jou bly en jy gaan later sukkel om dit af te leer. So daai is baie klein tegniese goedjies wat jy nou moet kyk.
Jy weet so, as jy heeltemal nat nie is in die boogskiet, sou ek sê, jy weet, kyk na, jy weet, soos jou mission reeks boog, soos wat ek so het. Hulle kan van 15-20 pond af, kan hulle opgaan tot 70 pond. Jy weet, so ponde is nie 'n probleem met hulle nie. Jy kan stel soos jy wil, maklik om te stel, letterlik skroefie en jy gaan. Selfs met jou treklengtes, jy weet, as jy nie 100% seker is, iemand het jou nou gemeet, jy sê 28 duim, en jy wil daarmee speel om te kyk, voel jy meer gemakliker, halfduim, langer of korter, of enige soetsie, is dit ook 'n baie nice boog, nice tipe boog, om mee te speel, juist vir daai rede, want jy kan, sonder 'n pres kan jy 2 skroefies losmaak, jy draai die modules op of af, laat jou treklengte bietjie langer of korter maak, en jy kan dan so jou treklengte ook maklik dan stel. So, weer eens, as jy nie is so ietsie vir jou, gaan vir jou meer waarde gee, as 'n boog wat nie daai verstellings kan doen nie. Want jy gaan 'n baie beter experience hê in boogskiet, as jy van daar af begin, en jy kan jouself opwerk, en jy kan jou tegniek reg leer, en al daai klas van goedjies. Jy weet, ek het al so baie ouens ook gesien, weet, nie in die game, en hulle koop hulle byvoorbeeld so iets, soos die PSI, wat ek hier so het, of hulle koop hulle ou Matthews Monster SLR 8, jy weet, daai klas van goeders, ongelooflike goeie boog, maar is nie 'n goeie boog vir 'n ou wat nog nooit geskiet het nie, want jy gaan jouself seermaak, die boog is uit en uit vir spoed gebou, vir jag gebou, al daai klas van goed, so as jy nog nie weet hoe om 'n boog te hanteer nie, gaan jy dalk nie so lekker experience met hom hê om te skiet, as waar jy 'n bietjie laer begin het, en jy werk jouself op na hom toe. So ja, daai is maar net 'n paar klein wenkies, wat ek vir jou kan gee, maar ja, dit gesê, julle weet waar ek sal altyd 'n oproep weg, gaan maak seker julle like my pages, en laat ons kan gesels, jy weet, as al vrae is, ek help graag, en ja, vir die manne wat aan 'n boog het, onthou, ek maak snare, so jy kan sien as ek nou juist besig hier met 'n snaar, ek dien so boog, so as jy 'n booggediens nodig het, 'n timing nodig het, of enige so iets, of jy wil net seker maak dat jou boog nog reg is, hy's op spek, gee my 'n lei, ek help graag, en ja, dan vat ons dit van daar af, 'n mooi dag vir julle.